Ja, ek kan self sweeties uitdruk, jy geloof. Nee, baie dankie. Sien jy, die dames praat so lekker. Okay. Ek het nou vanoggend goedjies hier so by my, maar ek gaan julle moet dan vir my sê. Wat is dit? Sade. Okay, wat is sade is? Dis wat ek sê. Moontjies hier. Spinasie. Okay, so. Ons maak nou 'n bietjie oop. Ek kan nog weer, julle moet nou sien die wonderlike is wat van julle wat al vir mamma en pappa en die kind gaan help om saaikies te saai of saaikies te plant. En dit is die moederskool sien dit is. We wil gaan weer, met saaikies. As jy van mamma en pappa help, daarso in die tyd. En jy plant daai, ek wil jou 'n boontjie saaikie gee. Jy plant daai boontjie saaikie. Né? Wat sien jy daai dag met jou plant? Dis net, so sien jy. Dan moet jy tyd kry dat hy groei. So ek gaan net vir jou 'n boontjie saaikie saai. So, wat is so vir daai boontjie saaikie te groei? Ja, kom maar. Jy het water nodig, wat het jy nog nodig? Jy het son nodig, wat het jy nog nodig? Jy het grond nodig, elke net ek sê die saaikie net bo op nie, né? So hy het water nodig, hy het son nodig, hy het grond nodig, hy het nog iets nodig. Hy het lig nodig, okay, nog iets. Wat ben jy die laaste ding? Okay, so wat vir my wees? So as ek daai saaikie plant, die lig, lyk hy na niks. Maar as ek water gee, as ek my grond plant, as ek genoeg son kry, dan begin hy ontkiem. En begin hy groei. So elke dag van kyk jy na waar jy die saaikies sit, ek sê reg. Maar elke dag is hy sit opgewonde en hy is hier besig om te gebeur onder die grond. Okay. So daai saaikie wat in jou hand is, het die potensiaal om te saai te groei. In hom is daar iets groot. In hom is daar iets anders. In hom is daar 'n plantjie. Dan kan ek so lees extras. Ek sê alles wat ek moet kry. Maar dan nie jy wat sê. So, in daai saaikie lê daar 'n wonderwerk. In daai saaikie gaan daar iets groei. Iets groter, iets mooi. So, daai saaikie dra 'n toekoms. Hy dra 'n môre en 'n oormôre binne in hom. So hou 'n bietjie daai gedagte vas. So vandag gaan ons 'n bietjie uit die Bybel uit lees en ons gaan lees in die boek Jeremia. En die gedeelte wat ons gaan saam lees, kom ons agter Jeremia se lewe lyk nie, of sy wêreld lyk nie soos 'n mooi tuin nie. Daar was oorlog, en daar was gevaar, en mense was bitter bang geweest. Soveel so dat mense gedink het, alles is verby. Daar is nie meer 'n toekoms nie. En toe kom God, en hy kom praat met Jeremia, en hy kom gee vir Jeremia 'n baie vreemde opdrag. God sê vir Jeremia, gaan koop grond. So kom ons lees 'n bietjie, ons maak ons Bybels oop by Jeremia 32. Van Jeremia 32 gaan ons lees vanaf vers 1 tot 15. Maar nou, as julle die Bybel so kyk, gaan julle agterkom, ons gaan redelik lank besig wees as Nadia al daai woorde moet tolk. En ek gaan 'n blou oog of twee hê, want van hulle spreek 'n mens baie moeilik uit. So ek wil vir jou uitnooi, ek het vir die ouens wat by Pinkster was gesê, jou huiswerk is die naweek om Jeremia 32 vers 1 tot 15 te gaan lees. So wat ek gedoen het, is ek het dit so bietjie makliker vertaal, hier en daar name bygesit, sodat mense die draad van die storie kan kry, maar tog nog om by die kern uit te kom, sodat Nadia dit kan tolk. So volg gerus in jou Bybel,
En dan kyk ons, wat staan in Jeremia 32 vers 1 tot 5. Dit was 'n moeilike tyd in Jerusalem. Die weermag van Babel het die stad omsingel, en baie mense was bang. Koning Sedekia was die koning van Juda. Jeremia, die profeet van die Here, was opgesluit in die binnehof van die paleis. Hy was daar omdat die koning kwaad was oor die boodskap wat hy gebring het. Jeremia het gesê dat Jerusalem in die hande van die koning van Babel gegee sou word. En dat koning Sedekia nie sou kon wegkom nie. Terwyl Jeremia daar opgesluit was, het die Here met hom gepraat. Die Here het gesê, jou neef gaan na jou toe kom. Hy sal vir jou vra om 'n stuk grond in Anatot te koop. Want jy is familie en jy het die reg om dit te koop. En toe gebeur dit net soos die Here gesê het. Sy neef het na hom toe gekom en gesê, koop asseblief my stuk grond. Jy is familie en jy het die reg om dit te koop. En toe het Jeremia geweet, dit is regtig wat die Here vir hom gesê het. Jeremia het die stuk grond by sy neef gekoop. Hy het die silwer afgeweeg en daarvoor betaal. Daarna is die koopbrief geskryf. Jeremia het dit onderteken en verseël. En daar was getuies wat gesien het dat alles reg gedoen word. Toe gee Jeremia die koopbriewe vir een van sy helpers en sê, neem hierdie koopbriewe en sit dit in 'n kleipot, sodat dit lank veilig kan bly. En dan sê vers 15, daarna het Jeremia die Here se boodskap gegee. Die Here, die God van Israel sê, daar sal weer huise, grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Dink tot sover. So as ons Jeremia 32 lees, dan kom ons agter dat dit eintlik 'n baie donker tyd was in hierdie dorp se geskiedenis. Jeremia is in aanhouding, hy's opgesluit en hy's 'n gevangene in die paleis van die koning van Juda. Ons lees in die teksgedeelte dat Jerusalem omring is deur soldate. Dat die Babiloniërs voor in die stad staan. En dat hulle as te ware reg is om hierdie stad oor te neem. Die volk is dus baie bang. Hulle is onseker in hulle binnekant. En dit lyk vir hulle asof daar geen toekoms gaan wees nie. Asof die toekoms donker is en asof die toekoms onseker is. Enige persoon wat daardie dag in Jerusalem gestap het, was definitief nie opgewonde geweest nie. Hy het nie met hoop gestap nie. Hulle was bang, hulle was onseker, hulle het vrees in hulle gehad, hulle was bang vir die verlies wat sou kom, hulle was bang vir die oorlog. Alles rondom Jeremia sê, dis verby. Alles rondom Jeremia sê, daar is geen meer toekoms nie. En in die midde van hierdie chaos, in die midde van hierdie deurmekaar, kom die woord van die Here tot Jeremia, en die woord van die Here sê vir Jeremia, gaan koop grond. Nou dit is mos nou 'n baie vreemde opdrag. Dit klink mos so glad nie lekker nie. Wie koop grond? Wanneer die vyand al by jou stadspoorte staan, wat reg is om in te kom. Wie belê sy geld in grond, wanneer dit lyk asof 'n hele dorp uitgewis gaan word? Wie teken 'n koopkontrak
wanneer daar geen sekerheid is oor môre nie. Maar dan lees ons in Jeremia 32, Jeremia doen dit, hy koop die grond, hy betaal met silwer, hy maak seker die dokumente is reg opgestel, hy maak seker alles geskied volgens die wette van daardie tyd, want as getuies wat onderteken, hy maak seker dat hierdie koopbrief veilig gebeure is. Dit is dus nie maar net 'n gewone ou kooptransaksiekie wat hier plaasgevind het nie, dis niks anders as 'n geloofsdaad. En Jeremia sê met hierdie daad, ek glo in God se belofte. Ek glo God se belofte meer as wat ek in my omstandighede glo. Ek glo God se woord meer as wat ek in my vrees glo. Ek glo God se belofte meer as enigiets anders. Die Here sê in vers 15, daar sal weer huise wees, daar sal weer landerye wees, daar sal weer wingerde wees. Met ander woorde, dit wat nou stikkend en onseker is, dit wat nou afgebreek is nie die einde van die verhaal nie. God is nie maar klaar met die storie nie, want die toekoms is in God se hande. En God se toekoms lyk anders as die donkerte, lyk anders as die deurmekaar van nou. En die Here beloof dat hy weer verlossing en seën vir sy mense sal bring. En daarom, liewe gemeente, daarom gee geloof in God vir 'n mens hoop. En ons mag weet dat lyding nie vir altyd aanhou nie. Daar kom 'n einde aan die swaar kry, daar kom weer 'n nuwe begin. Maar God kom sê eintlik nog iets dieper in hierdie gedeelte. Hy kom sê eintlik vir sy mense, ek gaan julle nie los nie. Ek gaan weer herstel bring. Ek gaan weer lewe gee waar alles dood lyk. So die groot troos wat ek en jy in Jeremia 32 kry is dat God se mense se omstandighede is donker. God se mense se omstandighede is onseker. Maar God se belofte is sterker as die donker. Wat hulle vandag daar sien, is nie al wat daar is nie. Is nie die einde nie. Want die Here hou die toekoms vas. En omdat hy die toekoms vashou, is daar hoop. So die hart van Jeremia 32 is om vir ons te kom sê, God is getrou. Hy bly die God van sy verbond, hy bly die God van sy ooreenkoms. En dat God nog geensins klaar is met ons nie. Miskien kyk jy vandag na jou eie lewe en dit voel ook vir jou of van min hoop is. Dalk kyk jy na jou gesin, jou werk, jou gesondheid, jou kinders, jou land, miskien selfs jou geloof. En dan wonder jy, maar Here, is daar 'n toekoms? Here, is daar nog met alles wat ek deurmaak? Is daar nog hoop? Dan kom sê Jeremia 32 vir my en vir jou, God sien verder as wat ons kan sien. Waar ons net stikkendheid en net gebrokenheid sien, sien God weer herstel. Waar ons die einde sien God die potensiaal van 'n nuwe begin. So miskien moet ons vir mekaar vra, wat het dit alles met Pinkster te doen? Nou Pinkster gaan mos oor die uitstorting van die Heilige Gees. En dit help vir ons om te ontdek dat God se beloofde toekoms, dit wat God al die jare in gedagte gehad het, dat dit reeds begin het. Hoor mooi, God se verwagte toekoms het reeds begin. Nou onthou, kom ek verduidelik. Jeremia, ons lees van Jeremia in die Ou Testament. Maar wat doen Jeremia as profeet? Hy kyk vorentoe. Hy kyk vorentoe en hy glo dat God weer herstel kan gaan bring. Hy glo dat God weer sy volk gaan bymekaar maak. Hy glo dat God weer hoop sal laat groei.
Met Pinkster, waarvan ons lees in die Nuwe Testament na Jesus se geboorte, lees ons dat God sy Heilige Gees in ons laat woon. God kom gee sy Gees vir sy kinders, hy kom gee vir sy mense, en wat gebeur nou? Doodgewone mense, oud en jonk, ek en jy, word opgeroep om God se getuies te wees. Ons is draers van sy nuwe lewe in hierdie wêreld wat stikkend en broos is. Ewe skielik gebeur dit ook met ons, dat bang disippels word moedige getuies. Mense wat wegkruip, begin praat. Mense wat moedeloos is, ontvang nuwe krag. Hoekom? Want ek en jy is God se gestuurdes. Ek en jy is hier op aarde geplaas om God se lig te laat skyn, en so om die wêreld tot eer van sy naam mooi te maak. Ons doen dit uit dankbaarheid uit vir die verlossing wat hy vir ons gegee het, en ons doen dit met die krag van die Heilige Gees wat in ons is, wat hy daar gesit het. En dit beteken dat die toekoms waarvan Jeremia gedroom het, is nou in proses om deur te breek. Ja, alles is nog nie klaar herstel nie, alles is nog nie reg nie, ons sien nog die seer, ons sien nog die sonde, ons sien nog die oorlog, ons sien nog pyn, ons sien nog verlies, ons sien nog siekte, ons sien nog dood, ons sien nog gebrokenheid. Maar die nuwe wêreld van God het reeds begin. Hoekom? Want Christus Jesus het opgestaan uit die dood. Christus Jesus het gekom en hy het hemel toe gevaar om vir ons plek gereed te maak. En hy het sy Gees vir ons gegee om ons te vorm, om ons te vernuwe, om ons te verander. Hy het sy Gees uitgestort oor al sy kinders. En nou kan ek en jy ons geloof sigbaar leef. Pinkster herinner ons verder, ons hoop rus nie maar net op 'n mooi idee nie. Ons hoop rus op iemand. En dit bring ons by die hart van die evangelie, dit bring ons by Jesus Christus. Want toe hy aan die kruis gehang het dit gelyk of alles verby is. Toe hy aan die kruis gehang het dit gelyk asof die dood gewen het. Dit het gelyk asof al die beloftes begrawe is. Dit het gelyk asof die donkerte die laaste woord gekry het. Maar op die derde dag staan hy op uit die dood uit. Word die graf oopgebreek, staan Christus op en leef hy. En daarom mag ek en jy vandag weet dat sonde het nie die laaste sê nie. Die dood het nie die laaste sê nie. Wanhoop het nie die laaste sê nie. Gebrokenheid het nie die laaste sê nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus leef. En omdat hy leef, het God se toekoms reeds begin. En het God vir jou en vir my ewigheidsplanne. En mag elkeen van God se kinders in daardie ewigheidsplan van hom deel. Maar hoe koppel dit aan ons tema van Pinkster? Ons het die hele week gepraat oor, wat op dese aarde maak ek hier? Jeremia 32 antwoord vir ons en sê, jy's hier om te leef uit God se belofte. Pinkster antwoord vir ons en sê, jy's hier omdat God se nuwe toekoms begin het. En hierdie nagmaalstafel waarvan ek en jy gaan deel word, kom sê vir ons, dat hy vir ons voed, dat hy vir ons die krag gee, sodat ons nou reeds in sy toekoms kan leef, sodat ons sy lig kan uitstraal, sodat ons die verskil kan maak tot eer van sy naam. Ons is dus hier vir mekaar, ons het vir mekaar in hierdie week helder en duidelik gesê, ons is nie hier net om te oorleef nie. Ons is nie hier om net te wag vir beter dae nie. Ons is nie hier om moedeloos en handjies gevou te kyk na 'n stikkende wêreld nie. Ons is hier, vandag hier, om die tekens van God se nuwe toekoms te wees. Ek en jy is hier om te wys dat God nog aan die werk is. Ek en jy is hier om te wys dat hoop sterker is as wanhoop. Ek en jy is hier om te wys dat lewe sterker is as die dood. Ek en jy is hier om te wys dat Jesus Christus leef. En daarom hou ons aan glo, daarom hou ons aan hoop, en daarom hou ons aan om sy liefde te saai oral waar ons kom. Nie omdat ons altyd dadelik die oes sien nie, net soos met hierdie saadjie, die dag wat hy geplant is, sien ons nog niks nie,
Maar as hy water kry, as hy lig kry, as hy grond kry, as hy bemesting kry, dan begin hy groei. Daar is 'n wonderwerk wat opgesluit lê in daardie saadjie. So ons sien nie dadelik die hele prentjie nie. Maar God is besig. En hy's besig in jou en my. Maar miskien lyk jou lewe soos Jerusalem sin in Jeremia 32. Dalk sien jy meer puin, meer gemors, meer rommel as moontlikhede. Dalk het jy meer vrae as antwoorde. Dalk is daar in jou lewe meer droogte as reën, meer donkerte as lig. Dan wil God se Gees by jou kom stop vanoggend. En hy wil vir jou in die oë kyk. En hy wil sy vinger op vers 15 vir jou kom gee. Daar sal weer huise wees. Daar sal weer landerye wees. Daar sal weer wingerde wees. Waarom? Omdat God nog nie klaar is nie, omdat die graf leeg is, omdat Jesus leef, omdat hy sy Heilige Gees uitgestort het en in ons woon, en omdat ons weet dat God besig is om sy nuwe wêreld te bou deur jou en deur my. En daarom antwoord ons vandag aan die einde van hierdie Pinksterreeks, wat op dese aarde maak ons hier? Ek is hier, omdat God se nuwe toekoms reeds begin het. Ek is hier, om hoop te saai. Ek is hier, om liefde te wys. Ek is hier, om Christus te volg. Ek is hier, om te getuig, Jesus leef, en die Gees werk, en God is nog nie klaar nie. En dit bring ons uit by hierdie gedekte tafel vanoggend. Die nagmaal staan geensins los van hierdie boodskap nie. Dit is juis die sigbare teken van wat ons vandag gehoor het. Aan die begin van die diens het ons gepraat van 'n saadjie. Wanneer jy 'n saadjie in die grond sit, sien jy nog nie die blom of die vrug nie. Maar jy wag. En jy wag. Jy gee water. Jy wag. En jy kyk. En die saadjie ontkiem. Jy glo, daar kom nuwe lewe. Jeremia het ook geglo. In die donker en deurmekaar het hy grond gekoop. Omdat God beloof het, daar sal weer huise, landerye en wingerde wees. En nou kom ons hier by die nagmaalstafel. Die Here kom wys vir ons dat sy toekoms, jou en my hoop, begin by Jesus. Begin by wat hy gedoen het. Jesus het self gesê dat 'n saadjie eers in die grond moet val en moet sterf om vrug te dra. Aan die kruis het Jesus sy lewe vir ons gegee. Het hy sy laaste asem uitgeblaas. In sy liggaam gebreek. Het sy bloed gevloei. Dit het gelyk asof alles verby is. Daar geen toekoms is nie. Maar God het nuwe lewe gebring. En Jesus het opgestaan uit die dood. Hy leef. En deur sy Gees plant hy hierdie nuwe lewe in jou en my hart. Die nagmaal kom wys dit vir ons. God hou sy beloftes. Jesus Christus leef vir ewig. En hy het ons oneindig lief. En die Heilige Gees is uitgestort. En woon in sy kinders. En roep ons om 'n verskil te maak. En herinner ons aan al God se beloftes. En daarom, omdat hy as Vader, as Seun en as Gees na ons kom, kan ons aanhou glo.
aanhou hoop en aanhou saai. Want ons mag weet dat die Here van die oes getrou is. Amen.